Ver weg van die stad lê van Suid-Afrika se mooiste geheime, die Oos-Vrystaat. Ons vat die pad met 2 spore. Hier begin die avontuur. So begin my verjaarsdag met 'n warm koppie koffie en 'n memory video van ons 2 spore avonture. Voor ons vertrek, geniet ons eers 'n heerlike ontbyt in die son. Maar die geheimsinnigheid raak nou gevaarlik. Ek weet nog steeds niks van die dag se planne nie. En toe, tot my verbasing, ry ons deur Golden Gate Highland National Park. Die berge flits verby en skielik voel dit soos 'n natuurprogram met 'n baie klein begroting. Teen die tyd het ek nog steeds geen idee waarin ons op pad is nie. Maar die eindelose goue vlaktes laat my toe wonder oor die bord wat ek vroeër gesien het, Verkykerskop. Nou wat op aarde gebeur daar? Verkykerskop is 'n klein dorpie vol ou wêreldse charme, geskiedenis en stilte. Die tipe plek waar tyd stadiger loop en jou selfoon sein sommer ook besluit om vakansie te vat met tye. Na al die geheimhouding word ek te behoorlik bederf met een van die lekkerste Vrystaatse biefstukke denkbaar. Daarna verken ons die trouvenue, net om seker te maak ons onthou waar ons eendag weer kan terugkom om te eet. Dit is pragtig gedoen. In plaas van 'n netjiese teerpad, vat ons toe die grondpad na Camp Skeerklip aan. Ek het nog nooit van die plek gehoor nie,
maar die pad het duidelik al persoonlik met die reën beklei. Dit het maar baie stadig gegaan, maar een ding wat ek vir jou kan verseker, 'n 2x4 of 'n 4x4 maak dinge beslis makliker. En jou skokbrekers sal jou later na die tyd bedank. Die koeie wat rustig wei tussen die goue gras, laat alles amper soos 'n regte movie lyk. Totdat een jou aankyk asof jy op sy plaas verdwaal het en wonder, wat maak jy daar? Camp Skier Club. En toe bereik ons eintlik die bord Camp Skier Club. Maar ongelukkig het die pad van daar af besluit. Hou my koffie vas, anders is daar probleme. Stormwater, erosie en wind het behoorlik hulle merk hier gelos. En teen die tyd ry ons meer strategies as wat mens kan sê romanties. Die voertuig is so hoog dat mens eintlik net wolke kan sien. En met die son wat stadig sak, het die twee spore voor ons al hoe meer soos 'n raaisel beginne lyk. Die gevolg is, ons ry teen 'n spoed wat selfs 'n slak sou frustreer het. Natuurlik was dit my werk om elke hek oop te maak. Dis mos deel van jou verjaarsdagpakket. Maar toe ek die hek oopstoot, sien ek vir die eerste keer die indrukwekkende Skeerkransberg in die verte reik. En skielik voel die grondpad sommer die moeite werd. Uiteindelik arriveer ons by 'n ruim privaat kamp, omring deur bome wat die wind mooi weghou. Voor jou lê die oop uitsig van die vlaktes. En agter jou troon die berge asof hulle spesiaal daar geposeer is vir die video. Hier by die kamp doen mens dinge anders. Die stortkraan word nie net gebruik om mee te stort nie. Nee, dis sommer ook waar die kamp se trappie 'n volledige carwash ontvang. Camp Skier Club is die ideale plek vir mense wat net weer asem wil haal. Hier kan jy vis vang, jou hond saambring en jou tent veilig opslaan in 'n beskutte kraal teen die Vrystaatse wind. En ek beloof vir jou,
dis erge wind. Of jy nou wil stap, fietsry, bergklim of hardloop, hier voel dit asof die oop natuur jou sommer self nooi om buite te leef. En dit maak dit so ongelooflik waardevol. Die herfsklere verf die landskap in goud en koper en die geel veldblomme lê versprei so sagte verfkwashale oor 'n reuse skildery. En dit maak dit net so ongelooflik uniek. Skeurklip staan trots tussen die berge en vlaktes van die Oos-Vrystaat. En die stap daarin laat mens klein voel teenoor hierdie groot stilte van die natuur. Al herinner jou bene jou later dat jy dalk nie meer 20 is nie, maar dit bly die moeite werd. Johan vat die rots. Vat hom. Gryp hom. Daar is wel iets besonders aan stilte. Wanneer jy net stil sit, met 'n boek en die son op jou gesig voel, begin mens weer perspektief kry oor jou lewe. En jy onthou hoe min mens eintlik nodig het om werklik gelukkig te wees. Die weer verander natuurlik hier vinniger as 'n WhatsApp familiegesprek. Een oomblik helder sonskyn, die volgende oomblik hang die mis soos 'n geheimsinnige spook oor die berghange en deur die vallei. En dit maak dit so geheimsinnig. Min dinge klop die gevoel van skoon berglig in asem, terwyl jy rustig stap en selfs die klein inwoners van die veld dophou. Dis asof hulle deel is van hierdie avontuur. Een van die hoogtepunte was beslis die bure se hond, wat vol entoesiasme heeltyd 'n stok aangedra het. Waarskynlik in die hoop vir ekstra aandag, of dalk net vir 'n permanente pos as kampvermaak. Met die donkie wat die water warm maak en die sagte geur van parafienlampe in die lug, voel stort skielik soos iets uit my kinderdae. Eenvoudig, nostalgies en vreemd baie lekker. Soos die son sak, verskyn die maan stadig agter die berghange, terwyl die vuur rustig knetter. Amper asof hy self ongeduldig wag vir 'n stukkie braaivleis. Die stilte van die nag, die lig van die vuur en die oop hemelruim het die perfekte atmosfeer geskep vir foto's wat ons nog lank as herinnering sal koester. Ek sal die goue vlaktes onthou, waar stilte sag teen die berge vou. Die Vrystaat los iets van homself by jou. Iets wat jy nie saamry nie, maar altyd saam met jou dra.